Goeiemôre almal. Môre. Asai, is daar enige iemand? Hier is nog mense, kom. Hier is vir julle 'n plekkie mooi in die middel hier by ons. Asai, is daar enige iemand wat nou nie 'n stoel het nie of 'n tafel het om by te sit nie? Asai, sit hulle. Hier is nog so 1 of 2 stoeltjies hier so oop tussenin. Die kindertjies kan, as julle wil, kan julle hier agter op al die trappies sit. Dis ook sommer lekker, dan maak julle vir die groot mense plek. Daar sy. OK, baie welkom by vandag se spesiale dag. Dit is Opstanding Sondag en wat 'n voorreg dat ons almal vandag hier saam kan eet en hierdie wonderlike dag kan vier. Dit is regtig so 'n blessing. En ek is so bly dat julle almal ons kom join net om hierdie dag as mede-Christene en familie in Jesus saam te kan vier en te kom eet. Wat die blessing net soveel meer maak is, ek meen, hier's nou net 'n sikloon nie verby. Ons het nie gedink ons gaan hierdie saal kan gebruik nie. En hier sit ons vandag met wonderlike sonskyn. So die Here is regtig goed vir ons en hy wil hê ons moet 'n blessing en vandag gaan 'n besonderse diens wees. Ek weet dat die Here gaan julle aanraak. Kom ons staan en dan sing ons die eerste liedjie. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Dis hy, julle kan maar vir ons sit. As hy baie welkom by hierdie besonderse diens wat ons as saam kan vier. Jy weet, dit is so, soos ek nou net gesê, die week het eintlik begin. Dit voel vir my so nostalgies. Jy weet, die week het so begin. Dit was so donker en diep en nat en koud en miserable. En jy weet, ek kan net dink, dit is die pad wat die Here gestap het. Daai week was vir hom moeilik geweest. Jy weet, hy het geweet wat kom. En dit was vir hom donker en diep. Ek meen, hy het gaan bid en hy het bloed uitgeslaan. So bang was hy. So ek kan voel hoe donker en diep was hy. Maar weet julle wat? Vandag skyn die son en hy het opgestaan. En dit is die lig wat die Here vir ons bring. Hy bring vir ons lig. Na hierdie week van woeste winde, maak nie saak waardeur jy gaan in jou lewe nie. Daar is lig, daar is hoop, want ons Here het opgestaan. Kom ons gaan net gou deur 'n paar afkondigingkies voor ons begin.
Nou die eerste enetjie is hierdie Saterdag het ons weer lekker boereworsrol verkoop daar by Silverdale. So as enige iemand lus is vir lekker braai oor die lang naweek, kan julle daar by ons kom en julle kan ons kom help. Ons kom kuier lekker saam daar om die vuur terwyl ons boereworsrolle verkoop. So as julle wil help, kom sê net vir my en dan gee jy vir my net jou naam en dan kom kuier jy saam. Volgende naweek, die 27ste April, het die kleintjies 'n movie day. So die tienies en die tinies, julle moet asseblief vir my julle komberse, julle kussings, julle poppe, julle popcorn, enigiets wat julle gebruik om 'n lekker movie te kyk, bring julle saam, julle gaan 'n movie hê. Bring julle maatjies saam, want hulle kan sommer saam kom kyk. Dan die 10de Mei het ons 'n lekker damesbederf wat ons grimeerklasse gaan bywoon. Daar's 2 sessies. Daar's nog 'n paar plekke beskikbaar in die laaste sessie. So maak seker dat jy jou naam kom opsit. Dit gaan baie lekker wees. En ons sien uit om julle daar te sien. Dit gaan sommer 'n lekker vrouedag wees. Jy weet waar ons sommer net oor alles wat mooi is gesels. En dan daar's nou nog 'n slide vir dit nie, maar die goue oues, julle moet julle inboxe dophou. Daar kom 'n spesiale uitnodiging, ook 'n Moedersdag bederfie wat hierdie week uitgaan. So hou dop in jou foon wanneer kom hy boodskapie deur en die oomblik as jy hom kry dan sê jy yes, ek is daar. Dit is die 10de Mei gaan ons daar 'n lekker damesbederfie wees vir die goue oues. Die mans ook. Oom Johan sê die mans kan ook kom, hoor. So julle is ook asseblief welkom om saam te kom. Tannie Magda sê die mans moet kom. Julle moet hulle kom bederf. So asseblief hou julle oop, hoor. Goed, dan kom ons by die volgende ding is ons lief en ons leed. Ons is nog steeds vir Melinke Visser in ons gebede wat nog steeds haar kankerbehandeling ondergaan. Sy is maar siek, dit gaan swaar met die gesin, met hulle emosies, maar ons hou vir haar in ons gedagtes en ons weet dat die Here staan hulle by. Dan het ons Liam Olivier wat ons voorgebid het 'n paar weke al. Ons het die hartseer nuus ontvang dat hy nou laas naweek oorlede is, die klein seentjie. So ons dra nou die gesin op aan ons Here Jesus, want hulle trek swaar. Om daai klein dingetjie wat jy so gekoester het, so gedra het, so lief gehad het, om af te staan, is maar moeilik. Daai plekkie is leeg. So ons dra daai gesin, die Olivier gesin op. En ons sê vir die Here dat hy hulle asseblief styf sal vashou in hierdie moeilike tyd. En dan soos ek gesê het, is ons bitter dankbaar. Eerstens wat die Here vir ons gedoen het op hierdie dag. Ek meen, hy het dit gedoen want hy het ons so lief gehad het. En tweedens het hy vir ons hierdie dag gegee. Hy het vir ons sonskyn gegee. Die reën is weg, die sikloon is weg, sodat ons hier by mekaar kan kom. En dit is 'n absolute blessing wat die Here het. Ons het genip hoe ons vandag hier gaan wees. Maar dis 'n blessing. Hy kom seën ons. En weet julle wat? Toe ons vanoggend hier opslaan en die son kom so op, toe is daar so 'n duifie wat net hier in die boom sit en koer. Dit was ons so mooi. Net so een duifie wat kom sit en koer het, wat ook die Here kom loof en prys en sê dankie vir hierdie wonderlike dag. En dan vir elke een van julle wat gehelp het om hierdie dag moontlik te maak. Vir elke tafel wat gedek is, vir elke servet wat gevou is, elke bord kos, daai tafels gekreun. Ek hoop julle is honger, hulle kreun, want ons gaan lekker eet. As jy nie geweet het daar's 'n ete nie, dan kan jy nog steeds bly na die tyd. Daar's genoeg kos om 'n hele weermag te voer. Ons het vir julle borde, ons het vir julle mes en virke. Jy kan bly asseblief. Moenie dink jy moet na die diens gaan nie. Julle kan bly vir die ete. En op daai noot dink ek gaan ons nou aan en ons gaan ons die offergawes opneem vir die dag.
Sê, môre almal, kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat ons hierdie spesiale dag het. Dankie vir hierdie kollekte wat ons kan inneem. En ons dra ook alles wat ons doen, vandag in die kollekte op aan U. Amen. As ek goeiemôre julle almal. Baie welkom by vanoggend se diens. Ek hoop julle geniet die boodskap en die nagmaal en die ete na die tyd. Ek wil vir ons 'n stukkie lees uit Openbaring 5 van vers 8 tot 14. Net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep. Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde, en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Die 4 lewende wesens het gesê, Amen, en die ouderlinge het gekniel en God aanbid. En daarmee groet die Here ons vanoggend. Julle moet weet, die Vader, die Seun en die Heilige Gees is almagtig. Miljoene der miljoene engele buig voor hulle. En hulle is hier vanoggend. Die Heilige Gees is teenwoordig vanoggend. Daarmee groet die Here ons vanoggend. Wees gegroet in sy wonderlike naam. Die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, ons sing ons lekker saam. Meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nag. Meer as wat ons ooit op aarde ken, is dit werd o Heer om U te ken. Meer as silwer, meer as geld, al die blome, die diere in die veld. Meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prys wat U betaal het, Heer. Aan 'n kruis en in 'n graf van steen, U leef en sterf, verworpe en alleen, Immanuel, U die God met ons, U dra die straf, U dink aan ons, meer as ooit. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth,
you took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, the thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Daar was 'n houtkruis, my Jesus aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid, voor die ark het hy gedans en juig, maar die kruis van Jesus, hoe sal ons kan hande vou en swyg, want daar was 'n houtkruis, my Jesus aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete dans, los wil breek. Ja, daar was 'n houtkruis, my Jesus aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens sogenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed, daar die houtkruis raak. Ja, daar was 'n houtkruis, my redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Daar was 'n houtkruis, my Jesus aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing.
Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall hold to the cross, I shall hold to God alone, for His love has salvaged me, for His love has set me free. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall wait upon the Lord, I shall wait upon His word. By His grace I am released, by His grace I am redeemed. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. By His precious blood I have been set free, for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ alone. In Jesus I am saved. By His precious blood I have been set free, for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ alone. In Jesus I am saved. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Yes, they shall have eternal life. Yes, they shall have eternal life. Here Jesus, Here ons buig voor U almagtige God. Hierdie hele naweek, almagtige Vader, fokus ons op die kruis, Here Jesus, en op U opstanding uit die dood. Here, ons wil vir U dankie sê, Jesus, Seun van God, dat U vir ons sondes op die kruis gesterf het, Here. Dat U gehoorsaam was aan die Vader. Ons sê dankie, Vader, dat U U enigste Seun gestuur het vir ons elkeen, sodat daar 'n verhouding kan begin tussen U en ons elkeen, Here. Ons moet net uitroep vir redding. Here, ons bid vir hierdie boodskap, almagtige God. Ons bid dat U ons elkeen op 'n unieke manier sal aanraak vanoggend, Here Jesus. Here, soos wat 'n boer die grond voorberei, voor hy die sade plant, Here, voor hy die sade strooi, vra ons dat U ons harte sal voorberei vir hierdie boodskap nou, Here. Plant U saad binne ons elkeen, almagtige God. Plant U woord binne ons, Here Jesus. Asseblief, almagtige God. Here, ons eer U, Here Jesus, vir alles wat U vir ons doen, almagtige Vader. En ons nooi U. Ons wil dit sê, Here. Ons nooi U. U is al klaar hier. U was al hier gewees vanoggend toe die eerste persoon instap. En U is hier.
Maar ons verwelkom U almagtige Vader, ons wil die woorde sê, welkom hier by ons, Here Jesus, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. As julle kan maar sit. Okay, sy vandag se boodskap is Jesus se opstanding. En die skriflesing is Johannes 20 vers 1 tot 10. Ek gaan vir ons lees. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe, dis Johannes, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar dit was een kant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel, wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan, en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie, en daarna het die disipels weer huis toe gegaan. So vandag gaan ons kyk na die opstanding uit die dood. Maar ek moet vir julle so 'n bietjie vertel eers. Ek moet vir julle eers 'n inleiding gee van Vrydag. Vrydag het Dudie vir ons vertel van die kruisiging. En voordat ek julle kan vertel van die opstanding, moet ek julle eers vertel van die kruisiging. Julle sien, die Vader het sy enigste seun vir ons gestuur. Het sy enigste seun opgeoffer. Want so lief het God die Vader die wêreld gehad. Jesus het vrywillig gekom aarde toe. Ons moet dit mooi verstaan. Niemand het vir Jesus geforseer nie, Jesus het vrywillig gekom. Hy wou graag dit doen. Hy wou graag na die kruis toe kom vir ons elkeen. So dit was 'n daad van liefde gewees. Jesus se kruisiging was 'n donker dag gewees. Maar dit was ook 'n dag van lig en hoop. Dit was 'n donker dag gewees want die seun van God was gemartel en doodgemaak. Maar dit was ook 'n dag van lig en hoop terselfdertyd vir elkeen van ons. Want dit skep hoop vir ons elkeen. Nou kan daar 'n verhouding begin. Jesus het gesterf op Vrydag en dan word hy begrawe. So in vandag se skrifgedeelte sien ons waar Jesus sy disipels in die leë graf ingaan. Hulle sien die doeke waarin Jesus toegedraai was, daar lê, en een kant lê sy kopdoek, of die doeke wat om sy kop gedraai was, een kant mooi opgerol. Die graf is leeg. Nou die graf in daai tyd, as julle nou nie geweet het nie, hoe dit daai tyd gewerk het, die graf was baie groot geweest, amper soos 'n kamer. So dit was uitgekap uit 'n heuwel uit, so jy kon inloop, meer as een persoon kon inloop en na die graf kyk. Dit is hoe die graf te gelyk het daai tyd. So ons kan agterkom dat die disipels het nie mooi verstaan toe hulle in die graf ingaan en sien dat Jesus is nie meer daar nie. Hulle het dit nie mooi verstaan nie, dat hy moes opstaan uit die dood het. Hulle het dit gehoor, hulle het natuurlik gehoor, hy sê dit, maar hulle het dit nie mooi verstaan nie. Die graf is leeg, al wat hulle kan sien is die graf is leeg, die doeke lê daar en Jesus is nie meer daar nie. So vandag wil ek graag stilstaan, net vinnig stilstaan by 3 punte. Ek wil eers stilstaan by die ooggetuies wat die opgestaande Jesus gesien het, die heel eerste ooggetuies wat hom gesien het. En dan gaan ek stilstaan by Jesus se opstanding uit die dood. Ons gaan 'n bietjie daarna kyk. En dan laastens gaan ons kyk na Jesus lewe vandag. Daai 3 punte. So in vandag se skrifgedeelte sien ons die eerste ooggetuies. Ek gaan weer vir ons lees, want na vandag gaan julle dit onthou. Julle gaan die boodskap baie duidelik kry.
Ek lees vir ons weer. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek of hierdie doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en hy het ook dit gesien en geglo. Nou om julle so 'n bietjie agtergrond te gee is, Josef van Arimatea en Nikodemus het Jesus se liggaam behandel met ongeveer 50 liter mirre en alwynolie. 'n Geur, mengsel van 'n geurolie. Nou toe Johannes en Petrus in die graf ingaan op die Sondagoggend, toe sien hulle Jesus se grafdoeke of sy grafklere of die doeke wat rondom hom gerol was, daar lê. Maar die interessante deel hiervan is, hulle sien dit in goeie kondisie daar lê. Die Engelse verklarende Bybel, die commentary sê nogals, hier is nogals 'n diep gedagte, maar hulle sê nogals dit is asof Jesus met sy opstanding deur sy klere beweeg het, want die klere lê perfek in goeie kondisie daar. En die enigste manier hoe Jesus se grafklere so mooi netjies kan wees, is as hy opgestaan het uit die dood uit. En daar's 'n ander rede ook. Dit bewys ook, want die Fariseërs daardie het mos gesê en hulle het Jesus se liggaam gesteel. Maar die feit dat sy klere so perfek in goeie kondisie daar lê, beteken dit niemand het hom gesteel nie. Hy het opgestaan uit die dood uit. Want julle sien, Maria Magdalena en die ander Maria het eerste by die graf aangekom op die Sondagoggend. Hulle was eerste daar gewees. Daar was ook 2 wagte, maar hulle het daar een kant bewusteloos gelê, want hulle het die engel gesien. 'n Engel wat die klip weggerol het, toe raak hulle, die Bybel sê toe raak hulle soos bewusteloos. En die engel het vir Maria gesê, sy kan kyk, die graf is leeg. Jesus is nie meer daar nie. Jesus het opgestaan uit die dood uit. En Maria het die klip gesien die klip is weggerol en vinnig ingekyk om seker te maak, Jesus is nog daar, maar sy het hom nie gesien nie. En dan lees ons in vers 2, sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Johannes en Petrus het in die graf ingegaan en gesien die graf is leeg. Nou Maria Magdalena, die in Matteus en die ander gospel sê, Maria Magdalena en die ander Maria was daar gewees. En Johannes en Simon Petrus. Hierdie 4 mense was die eerste ooggetuies gewees dat Jesus se graf leeg is. Hulle was die eerste ooggetuies van 'n leeg graf. Maar wie het eerste die opgestaande Jesus gesien met hulle eie oë? 2 vrouens. Maria Magdalena en die ander Maria. Ek lees vir ons weer van vers 11. Maar Maria het buite die graf, ek lees vir ons verder. Maar Maria het buite die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy 2 engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete is. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek weet nie waar hulle hom begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink, dit is die tuinopsigter.
En sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai toe om na hom, en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moenie my vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar gaan na jou broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. So Jesus het eerste aan 'n vrou verskyn. Baie interessant, nê? In 'n tyd waar vrouens amper geen waarde gehad het nie. Dit is nog 'n punt wat wys die evangelie is waar. Daai selfde aand, ek lees vir ons verder, daai selfde aand verskyn Jesus aan sy disippels. Vers 19 tot 21. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nou het Jesus aan al sy disippels verskyn, behalwe Thomas. Nou vanaf vers 24 staan daar, Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12 was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vingers in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom, en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand, en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Daarna het Jesus aan meer as 500 mense verskyn, volgens 1 Korintiërs 15. So hierdie was die eerste ooggetuies gewees van die opgestaande Jesus. So ons kan sien, daar is meer as genoeg bewyse, ooggetuies, dat Jesus het waarlik opgestaan uit die dood uit. Daar was letterlik ooggetuies gewees. En ons moet nie vergeet van die rede hoekom die disippels doodgegaan het nie. Die manier hoe hulle doodgegaan het. Die disippels het aangehou om die evangelie te verkondig. Nou hoekom was die disippels bereid gewees om op daai manier hoe hulle vermoor was en doodgemaak was? Hoekom was hulle bereid gewees om op daai manier doodgemaak te word? Want dit is na Jesus se opstanding. Want hulle het die opgestaande Jesus gesien. Vrydag het Jesus gesterf. Maar Sondag het hy weer opgestaan uit die dood. En dalk wonder jy, hoekom is Jesus se opstanding so belangrik vir ons? Hoekom is Jesus se opstanding uit die dood so belangrik vir Christendom? Want julle sien, Jesus se opstanding uit die dood is die fondasie, dit is die basis van Christendom. Dit is verskriklik belangrik vir ons geloof. Want julle moet mooi verstaan, Jesus het nie rondgeloop en vir mense gesê, volg my want ek is 'n goeie mens nie. Hy het nie vir mense gesê, volg my want ek is 'n goeie teacher of net 'n leermeester nie. Hy het nie vir hulle gesê, volg my want ek is 'n publieke figuur nie. Of volg my want ek is 'n profeet nie. Of volg my want ek maak mense gesond, ek dryf duiwels uit en ek kan kos vermenigvuldig tot 5000 mense nie. Dit is nie wat hy vir hulle gesê het nie. Jesus het dit baie duidelik gemaak
wie hy is. Jesus het gesê, hy is die Messias. Hy het vir hulle gesê, hy is die Seun van God. Hy het vir hulle gesê, hy is, soos hulle in Engels sê, the great I am. Ek is wat ek is. Hy het vir hulle gesê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Maak geen fout nie, Jesus het dit baie, baie duidelik gemaak wie hy is. Jesus het homself bekend gemaak as gelyke met die Vader. Dit is hoekom die Fariseërs hom aangekla het van blasfemie. Dit is hoekom hulle hom wou gestenig het, want hy het homself verklaar as gelyke met die Vader. So ek weet nie van julle nie, maar as 'n man vir my sê, hy is die Seun van God, en ek sien hom op die kruis hang, en hy's dood, vir 3 dae, is hy dood, al die bewyse is daar, hy's dood, en op die 3de dag sien ek daai selfde man, wat vir my gesê het, hy is die Seun van God, en ek sien daai selfde man wat gehang het op die kruis, wat dood was op die kruis, en op die 3de dag sien ek hom weer rondloop, dan glo ek hom. Dan is dit belangrik om dit te ondersoek. Dan is dit belangrik om die Bybel te ondersoek. Dan glo ek hom, want Jesus is God, en Jesus is my God. Want dan beteken dit, Jesus is waarlik wie hy gesê het, hy is. Dan beteken dit, Jesus is die Seun van God. Dit beteken, Jesus is die Messias. Dit beteken, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Dit beteken, Jesus is die Alfa en die Omega. En omdat Jesus opgestaan het uit die dood uit, dit beteken ook ons gaan eendag opstaan uit die dood uit. Dis wat dit beteken. Jesus se opstanding uit die dood beteken hoop vir ons. Dit beteken jy kan al jou hoop sit in Jesus se hande. Dit beteken jy kan maar vir Jesus glo. Jy kan jou lewe in sy hande plaas. Hy is wie hy gesê het, hy is. Jy kan maar vir Jesus glo. Jesus se opstanding is ook die bewys dat hy waarlik die Seun van God is. Die feit dat die Vader Jesus uit die dood het opgewek het, beteken dit, die Vader stem saam met al Jesus se preke. Die Vader stem saam daarmee. Die Vader stem saam, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Die Vader stem saam daarmee, hy is sy Seun. So dit beamoen dit. Die Vader stem saam met Jesus, hy is sy Seun. Jesus se opstanding wys ook na 'n verhouding met God. Julle weet, as Jesus nie opgestaan het uit die dood uit nie, as Jesus vandag nog in sy graf gelê het, dan het ons geloof geen gewig gehad nie. Geen gewig nie. Want al die ander gelowe, al die ander religions, hulle man lê vandag nog in hulle graf. Maar ons graf is leeg. Ons redder se graf is leeg. En die feit dat Jesus opgestaan het uit die dood uit, daarom kan elkeen van ons in 'n verhouding intree met God. Die kruisiging van Jesus en die opstanding van Jesus uit die dood het dit moontlik gemaak, 'n verhouding moontlik gemaak. Ons elkeen moet net tot bekering kom en uitroep vir redding. Maar die kruis van Jesus en die opstanding het dit moontlik gemaak. Ek sê weer, Vrydag het Jesus gesterf. En vandag, op die Sondag, op die 3de dag, het hy weer opgestaan uit die dood uit. Kom ek kyk na my 3de punt. Jesus leef vandag. Baie interessante deel in 1 Petrus 3. Kom ons kyk 'n bietjie, waar het Jesus sy oorwinning al begin aankondig? Ek weet nie of julle bekend is met die deel nie. Hy het dit al begin aankondig op die kruis. Mense het gedink, hy is dood, en hy is dood, maar dit word ook gesien as 'n oorwinning, oor die dood. Kyk wat sê 1 Petrus 3, van vers 18 tot 20. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gelei, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is,
maar deur die Gees lewendig gemaak is. En so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het, in die tyd toe Noag die ark gebou het. So Jesus het in sy dood sy oorwinning gaan aankondig. Want julle weet mos, Jesus is 100% mens, maar ook 100% God. Hy is ten volle mens en ten volle God. So Jesus was dood in sy mensdom, in sy menslikheid, het hy gesterf. Maar in sy godheid is hy af na die geesteswêreld toe. En hy het sy oorwinning gaan aankondig, volgens 1 Petrus 3. Hy het sy oorwinning gaan aankondig. En dan gebeur daar 'n baie groot wonderwerk. Dieselfde Jesus wat gekruisig was, dieselfde Jesus deur wie die soldate die spykers deur sy voete en sy hande gekap het, op die 3de dag, op die Sondag, dan maak die Vader weer vir Jesus lewendig. Die Bybel sê ook, Jesus neem sy eie lewe op, nee. Hy neem dit self op, wat ook wys, hy is God. Ek kan myself net indink. Dalk kan ek vir julle vra nou, as julle kan dalk julle oë toemaak. Ek gaan vir julle 'n voorstelling wys van Jesus se graf. So as julle reg is, maak asseblief julle oë toe. Dan dink jy jouself in, dat jy is in Jesus se graf. Jy kan dalk sien die graf is donker. Daar skyn so, die son begin deurskyn, so agter die klip deur. Ek kan myself net indink. Jy staan daar een kant. Jesus lê in die graf, met doeke om sy liggaam en om sy kop en gesig. Hy is dood. Maar vroeg die oggend op die 3de dag, begin sy bloed weer vloei, soos van tevore. Sy bloed begin weer vloei deur sy are na sy hart toe. Ewe skielik begin sy hart weer klop. Doef, 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 doef. En sy longe wat afgeblaas is, kry weer suurstof. Jesus begin weer asemhaal. Jesus haal sommer diep asem. Die volgende oomblik begin Jesus beweeg. Sy hande en voete begin beweeg. Dan sit hy regop. En hy haal die doeke af van sy liggaam af. Hy haal die doek van sy kop af en rol dit op en sit dit eenkant neer. Sy oë het weer lewe gekry. Die kleur in sy oë het teruggekeer. Ek is 100% oortuig, die hele hemelruim en al die engele het dit dopgehou en begin juig. Miljoene der miljoene engele wat juig en verklaar, waardig is die lam van God. Waardig is die lam van God. Dan gee die Vader die opdrag aan 2 engele, gaan nou dadelik en rol die klip weg van Jesus se graf. Dan stap Jesus uit die graf uit. Jesus het die dood oorwin. Ek is seker die 2 engele het gebuig voor Jesus. Die 2 engele daar kon sien, die opgestaande Jesus het gate deur sy hande. En daar is gate deur sy voete. En daar is 'n spiesopening in sy sy. Die opgestaande Jesus se rug is vol sweepmerke oopgeslaan. Maar dit is asof die bloed gestol het. Die 2 engele kan sien, die opgestaande Jesus het die merke van 'n doringkroon op sy kop, waar die dorings ingedruk was.
Dit is duidelik. Hierdie is dieselfde Jesus wat gekruisig was. Hy het die dood oorwin. Jesus het opgestaan. Jesus is lewendig, waardig is die lam van God. En met hierdie prentjie in jou gedagtes, kom ons maak gereed vir die nagmaal. Kom ons maak die tafel gereed, as ek al die helpers ook kan kry om so lank uit te deel. Soos julle kan sien, is daar brood al klaar op julle tafels. So as ek kan vra dat een persoon dalk, of hierso waar daar 2 tafels aan een is, as een persoon dalk dit kan breek en uitdeel. En vir die reëlings van die nagmaal, soos van tevore, ons los dit vir die ouers om te bepaal of jou kind gereed is vir die nagmaal of nie. As jy voel jou kind is nie gereed nie, dan staan jou kind oor. As jy voel jou kind is gereed, as jou kind al sy hart of haar hart vir die Here gegee het en jy voel jou kind is gereed, geen probleem. Ons laat dit oor vir jou, vir die ouer. Laat weet net vir ons as jy nog nie gekry het nie. En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: neem, eet, dit is my liggaam.
Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vir die vergewing van sondes. Here Jesus, baie dankie vir die boodskap vanoggend, almagtige God. Ons eer U, Here Jesus. Dankie vir die kruisiging, Here Jesus. Dankie dat U my plek ingeneem het op die kruis. Dankie dat U ingestaan het namens my. U is groot, almagtige God. Hoe wonderlik is die Here Jesus Christus. Hoe wonderlik en groot is die Vader en die Heilige Gees. Dankie, Here Jesus. Ons kan onsself net indink, almagtige Vader, alles wat gebeur het by die kruis, Here Jesus. Ons wil vir U dankie sê, Here Jesus, want U het dit vir ons elkeen gedoen. Here, dankie dat ons ook kan weet, Here, dat U graf is leeg. En dit is absoluut fantastiese nuus. Die graf van Jesus is leeg. Die mense vandag besoek 'n leë graf. Prys die Here. Dankie daarvoor, almagtige God. Laat ons ook U opstanding uit die dood uit kan vier, Here Jesus. En laat ons dit vir mense kan vertel, dat ons God het opgestaan uit die dood. Ons God was die voorloper. Hy het vir ons kom vertel, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Dankie, Here Jesus Christus. Dankie dat U vir ons ook die voorbeeld gewys het van, soos hulle in Engels sê, Here, 'n servant leader. Soos 'n leier wat ook dien. Dankie daarvoor, Here Jesus. Here, maak ons nederig, almagtige God. Maak ons nederig, Here. Here, dankie dat ons kan dit verklaar, Here Jesus, dat hierdie is U gemeente, Here Jesus. Hier is nie individuele se kerk nie, Here, maar die ACK Hibiscus Coast behoort aan die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons is baie lief vir U, almagtige God. Here, laat help ons om hierdie hele naweek, ook môre nog, vandag die hele dag en môre, daaraan te dink, dat U groot liefde vir ons. Ons prys U groot en almagtige naam, Here. Ons eer U, Here Jesus. Amen. Kom ons staan en sing ons lekker saam. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less
hide His face. I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong, in Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Christ alone, cornerstone, weak made strong, in Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. So voor ek die seën uitspreek, wil ek net 'n paar reëlings tref met die kos saam. As daar, gaan vir ons ook bid ook nou, maar as ons nou gaan begin eet, net so voor ons begin eet, as ons dalk vra dat die ouer mense eerste opstap en gaan kos kry, en as hulle nou klaar is, dan kan ons dalk by 'n punt beweeg. Ek dink sommer dalk die, waar gaan ons begin? Kom ons begin sommer by hierdie tafel. Dalk so van links af, gaan ons so deur, en dan van ons daai tafel af so deur. Anders is ons almal nou so saam, nee. Dat daar so 'n bietjie van 'n orde is. Kom ek streek vir ons, kom ek bid eers vir ons, en dan spreek ek vir ons die seën uit. Almagtige God, ons dra die kos op na U toe, Here Jesus. Ons bid regtig vir U seën op die kos, Here Jesus, op elke liewe dis wat gemaak is, voorberei is, van pampoenkoekies na rys, na vleis, na puddings. Daar's eintlik net te veel om te noem, Here Jesus. Al die slaaie, sê ons vir U dankie, almagtige God. Ons buig voor U troon, Here Jesus, en ons sê vir U dankie, liewe Vader. Seën asseblief ook die gesprekke, waar ons lekker met mekaar kan gesels en kuier, en lekker fellowship kan hê, Here Jesus. In U naam, almagtige God, bid ons dit. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So net so daar waar julle staan, ek kom ons ontvang die Here se seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle elkeen sy vrede gee. Amen.